wie kamp hierso? Okay, wie kamp nie? Okay, vir die mense wat kamp, ons hoop die reën bly weg. Vir die mense wat nie kamp nie, ons dink aan julle. Ek hoop julle is opgewonde om hier te wees. Ek wil net seker maak, dit is Afrikaans nou, nee. Okay, dat is net doodseker maak, anders gaan ek in die moeilikheid wees. Voor ons begin, kom ons sluit net die oor dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, dankie dat ons hier kan wees vandag, en Vader, dankie dat ons naweek kan ingaan, waar ons saam met U, saam met ons vriende, saam met familie, net weer ons fokus kan terugvat op U. Ons vra dat U met ons sal wees, seën ons en gaan met ons deur die naweek en help ons om te sê wanneer ons van hier af gaan, dat ons het 'n ontmoeting met U gehad. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Vir my inleiding gaan ek net gou, ek gaan 2 videoklips vir julle wys. Die ene gaan ek vra hulle moet speel, daar was nie klank by hierdie ene nie, maar julle sal gou sien, ek hoop julle kan sien. Julle kan sien dis die jeugsaal hierso, want die woorde is klein geskryf. Julle kan nog sien, julle het goeie oë. In die auditorium is die woorde baie groter, daarso vir 'n rede. So as gaan gou die eerste videoklip speel, daar's nie klank nie, maar julle sal gou agterkom waaroor gaan dit. Hy is nie baie lank nie, hoor. Kyk daar. Terwyl aangaan, soos jy kan kyk daarso, en hier sien ek hom hier voor, dis ongelooflik wat die ouens doen, ek weet nie, moet asseblief niks van die probeer nie, hoor. En as, vat net 'n kort wenk, as jy iets wil doen en jou vriende staan om en klap hande en sê kom doen dit en hulle het selfone, moenie, want dit gaan nie so uitkom soos die ouens nie. Jy weet, as ek na hierdie ouens kyk, dis ongelooflik wat hulle doen en hulle laat dit maklik lyk. Lyk of alles net perfek gebeur, maar so moet net van hierdie probeer, nie, en as daar 'n selfoon is, weet jy, iemand gaan val en seer kry en dit gaan heel moontlik jou wees, so moet dit nie, maar wanneer mens hierdie goeders kyk, daar's so baie van dit, en ek is altyd verbaas as 'n mens sien wat hulle doen, en hoe goed hulle dit doen. So dit was die videoklip. So, en jy kyk daarna en jy sê, "Tjoh, ek wens ek kon dit gedoen het." Maar, ja. En dan dink ek by myself, het julle al gevoel, julle kan maar stop hierdie ene daar, dis nog, dit hou net nie op nie. Het julle al gevoel, sal dit nie lekker wees om geestelike dinge so goed te kan doen nie? So wat ek bedoel is, as mense gesels of mense praat of mense dink, en sê, maar weet jy wat, gaan vra vir Jaco, hy weet. Ek weet nie wat Jaco doen nie, maar joh, as Jaco vashak met iets, dan bid hy en dinge kom reg. Of, ek weet nie waar dit staan nie, vra vir Jaco sal weet. Het jy al gevoel, julle wens julle kan so wees met die Bybel en met geestelike dinge, met godsdienst en met kerk, jy het alles reg kry. Somtyds dan probeer 'n mens daar kom, maar 'n mens kom 'n bietjie anderster, soos die volgende videoklip, hy het klank. So dis baie keer dan voel 'n mens soos hierdie persoon hierdie videoklip. Alright, so it's called the trust falls. Eyes have to be closed, okay? And when I say go, so I'm going to count and say go, then you have to fall and Daisy will catch you, okay? It's pretty straightforward. Yeah. Right. 1, 2, 3, go. You meant to fall backwards. It's hilarious. Are you alright? Wie van julle voel soms in julle geestelike lewens so? Ek het regtig gedink ek moet dit doen, dis wat ek gedink het en dinge het net heeltemal skeef gegaan. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar voor ek daar kom, net gou vinnige vraag. Ek het 5 vrywilligers nodig wat hier voorkom staan. Dit gaan baie maklik wees, dit gaan nie moeilik wees nie. 5. Vinnig, daar's ene, dankie, daar's nog ene, daar sê kom staan sommer hierso. En ek gaan net gou 'n mikrofoon hierso vat. Kan ek enigene vat hierso? Ek het gehoor Wandrey se naam, so Wandrey, jy's genomineer. Daar sê. Daar sê nog een, daar sê. Sorry, julle moet net hierdie ene deel daar sê. Okay, daar sê. Alright. As fine, 4. Ons sal die 5de ene skep gee. Okay.
Sê my gou, wie van julle werk enige al van julle? OK. Wie studeer? OK. En julle is nog in skool? OK, dis van 100%. Nou, sê gou jou naam en wat jy graag sal wil doen as 'n werk eendag. Okay, I'm going to speak in English. Yeah, that's fine. What job would you want to do one day? Jordan, and I'm looking at doing engineering. Engineer. OK. Vandre? So, dit is 'n bietjie kort. Staan so 'n bietjie vorentoe, ja, so. OK, Vandre, wat studeer jy? Ek studeer finansiële wetenskap, so ek wil eendag finansiële bestuurder of so word. Ja. OK. Hallo julle, ek is Roanay en ek wil 'n onderwyseres wees. OK. Okay, my naam is Neil en ek wil eendag 'n dominee word. Uitsa, amen. Sorry, ek moet sê amen vir daai ene. OK, nou, hier is die vraag. As jy enigiets kon doen, enigiets, wat sou dit wees? Om julle te gee, en ek weet daar's mense wat daar sit, byvoorbeeld een persoon, sy werk, letterlik is 'n werk, en hy word goed betaal, baie goed, sy werk is, kry dit, om roomys te proe. Dis sy werk. Letterlik, dis wat hy doen, as jy hom vra wat doen hy, ek proe roomys, en hy word goed betaal daarvoor. As daar een ding is wat julle sal doen, wat sal dit wees? Nee, klou nie, okay. Nou, jy soms kyk na sekere goed, jy moet nog staan, ek gaan jy nog een keer gebruik so. Soms kyk 'n mens na, jy kyk na daai ouens byvoorbeeld wat ons op die eerste videoklip gekyk en sê, dit sal nie sleg wees as 'n mens kan betaal word om dit te doen nie. Jy weet, of om sport te doen. Ek kyk altyd na die ouens wat sport speel en dink ek en betaal word daarvoor en dink ek dis nie 'n werk nie, dis 'n vakansie. Jy weet, daar's een ding ook, ouens word betaal om branderplank te ry. Dit sal ek graag wou dit doen, jy weet, dis 'n vakansie, maar nou, interessante ene, in Jesus se tyd, dit was baie interessant, in Jesus se tyd, as ons daar was vandag, en ek sou julle vra, as in die Israeliete, in hulle gemeenskap, as ek julle vra, wat wil julle eendag wees, sal almal van julle dieselfde antwoord gegee het, en dit sou gewees het 'n rabbi. In daai kultuur, as jou seun, of jou kinders 'n rabbi is, dan het jy dit gemaak. Dan hoef jy nie eers verder, dan as jy instap by 'n partytjie, dan weet almal wie jy is. As jy loop op die strate, weet hulle almal wie jy is, want jou seun is 'n rabbi. Dis hoe ernstig dit was. Nou, wat interessant was, omdat dit so ernstig was, het al die kinders van kleins af rabbiskool toe gegaan. Hulle het letterlik rabbiskool toe gaan. So, julle sou in rabbiskool gewees het. Nou, hier so is die trik. Ek sou vir julle gevra het, okay, julle het nou sê net maar 5 jaar rabbiskool gedoen, nou is dit tyd vir julle eksamen. So gaan jy vra, sê ek dan, soos daar 'n eksamen, julle eksamen, dan gaan ek vir jou vra, kom ons doen, sê vir my, quoteer vir my Exodus 21 vers 6 tot 10. Kan jy doen? OK, sorry, jy het gedryf, daar sê, baie dankie, gaan sit. Wat doen jou ouers? Wat se werk? Nee, hulle is nog in die toets, wat se werk doen jou ouers? My pa werk by Sanral en my ma is besig met die DVD-winkel. OK, so nou, omdat jy gedryf het hierso, gaan jy vir Sanral werk. Sterkte, gaan, dis hoe werk. OK, sorry. Nog 3, OK. Volgende een, Ronay. OK, kom ons gaan gou 'n bietjie aan. Verduidelik vir my Numeri 6, vers 19. Agteruit. Dit staan in die Bybel. Dit staan by, OK, so jy het ook gedryf. Wat doen jou ouers? 'n Postdokter. Ja, sê OK, jy gaan ook 'n dokter word. Daar's 'n sterkte, daar's OK. Wandrey. Julle sien wat gebeur hier so, ek grap nie, dit was so ernstig dit was. Ek sê vir Wandrey gestudeer het en hulle sit dit op 'n baie jonger ouderdom, sou hulle die toetse gesê het, waar ek gesê het, OK, Deuteronomium 29 vers 1 tot 5. Wandrey. Kyk, wat doen jou ouers? HR, jy gaan HR wees, sterkte daarso. Alright. One last one. Kom ons kyk, dalk maak hy dit in rabbiskool en dis nog nie heeltemal klaar met rabbiskool nie. Dis nog net die begin. Dis net om in te kom. Okay, hulle het klaar die studies gedoen. Let's give you an easy one. Let's go Leviticus chapter 11 verse 8. Nothing. Okay. What did your parents do? Accountant and transformer. Congratulations, that's what you're going to go and do. Okay. En dit was rof geweest, maar dit was letterlik hoe ernstig dit was. Jy sou gegaan het en hulle sou jou regtig moeilike vrae gegee het
En as jy daai vraag antwoord, dan gaan jy vir die volgende studie. En dit was nie net een eksamen nie, dit was 'n paar eksamens. So jy het van kleins af begin. En as jy dit nie gemaak het nie, en jou ouers, hulle is besig om by die huis en hulle bid vir alles wat hulle werd is, want hulle weet, as my seun dit maak en hy gaan verder, is daar 'n moontlikheid dat hy 'n rabbi kan word. En jog, dan is die lewe net wonderlik vir ons. En hulle was regtig bekommerd geweest oor dit. As jy dit nie gemaak het nie, wat baie van die kere gebeur het, want hulle regtig het sulke vrae gevra, die jong kinders moes die Bybel kan opsê, vorentoe en agtertoe, die eerste 5 boeke, hulle moes dit goed ken, hulle moes daaroor kan gesels het. As hulle dit nie kan doen nie, sê hulle, jammer, jy het gedryp, en wat jy gaan doen, jy gaan terug, en jy doen wat jou ouers gedoen het. Dis hoe dit werk. En dis klaar, jy kry nie 'n weer 'n kans nie. Ek weet nou met eksamens kan jy dit weer gaan doen, en as jy selfs al dryp jy 'n hele jaar, kan jy hom oordoen. Daar was geen oordoen gewees nie. As jy nie daai eksamen gemaak het nie, was dit die einde van die storie. En jy gaan terug en jy werk in jou familiebesigheid, wat ook al dit is, en dis jou lewe. En die enigste hoop wat jy het, is dalk eendag kan jou seun dalk 'n bietjie slimmer wees as jy, en hy kan dit inmaak. Maar intussen werk jy waar waar jou ouers gewerk het. En jy weet, as jy so daarna kyk, dan dit was eintlik, het dit nie gegaan oor wie wil iets doen nie, of wie wil regtig 'n rabbi word nie. Dit het gaan oor wie kan al daai inligting in sy gedagtes hou, iemand wat baie slim is. Dit is waaroor dit gegaan het. Nie eintlik regtig om te sê iemand wat weet nie wat ek wil eendag daar wees nie. Hulle het probeer, maar baie het dit nie gemaak nie. Nou, gaan ons gou terug en dan kyk ons toe Christus sy disippels gekies het. Wie het hy gekies? Kom ons kyk so, wat was Petrus besig om te doen? Wat was sy werk gewees? Hy was 'n visserman. Hy het vis gevang. Wat beteken dit van Petrus? Dit beteken dat Petrus het ook rabbiskool toe gegaan. En wat het dit gedoen? Het hy die eksamen deurgekom? Hoekom? Want wat het hy gedoen? Wat dink julle het sy ouers gedoen? Hulle was ook vissermanne gewees. So Petrus het dit nie gemaak nie. Almal wat Christus gevra het en gesê het, volg my, het julle agtergekom, nie een van hulle het van die rabbiskool afgekom nie. Elkeen van hulle het iets anderster gehad. Daar was 'n tollenaar gewees, dit beteken ook, hy het dit nie gemaak nie. So almal van wat Christus gekies het, in my gedagtes was nie net mense wat dinge reg gekry het, soos daai eerste video klip wat ons gekyk het nie. Dit was eintlik mense wat van die tweede video klip, waar hulle het probeer, maar hulle het net heeltemal die punt gemis. En Christus gaan na hulle toe en sê, weet jy wat, volg my, ek het iets vir julle. 'n Ander ding, baie interessante ding, hoe oud dink julle was die disippels gewees? As julle prente sien, hoe lyk die disippels altyd, as mens altyd prente sien? Hulle het harde baarde, maar as ons nou kyk, dan sien jy, hulle het harde baarde gehad. Ek weet nie of julle mooi kyk, al die prente is harde baarde, is mans, jy weet, harde baarde. Die ouens, wie skeer al? Al die mans, sit julle hande af en maar hulle het harde baarde gehad, jy weet, hulle is nie skeer omdat hulle wil nie, hulle skeer omdat hulle moes. Maar ek wil gou hê, as julle Bybel sê, blaai saam met my, baie interessante teks. Matteus 17 vers 24. Matteus 17 vers 24. En hierdie is praat hier so oor die tempelbelasting. Nou dis nie die staatsbelasting, dis tempelbelasting. Luister wat sê hulle, dit sê, vers 24, by hulle aankoms in Kapernaum, het die amptenare wat die tempelbelasting invorder, na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester betaal hy nie die tempelbelasting nie? Okay? Tempelbelasting. En vers 25, ja natuurlik, antwoord hy, toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag, en hy sê, Simon, hoe dink jy, van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in, van hulle seuns of van ander mense? En Petrus antwoord te sê, van ander mense. Jesus sê vir hom, dan is die seuns mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie, gaan see toe en gooi 'n hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou.
Okay, so Jesus weet toe om hierdie belastingstorie uit te sorteer. Hy sê, okay, weet jy wat, ek gaan nie nou met hierdie ouens beklei nie, maar hy sê vir Petrus, gaan gou vang 'n vis en daar's geld in die visse bek. Petrus ken al die storie want Christus het dit van tevore al gedoen. Petrus gaan en kry die silwermuntstuk. Nou, hier's vinnig net, ons stop, ek gaan net gou daar stop. Waar kom hierdie tempelbelasting vandaan? Okay, hoekom moet hulle dit betaal? Blaai in julle Bybels na Exodus toe. Exodus hoofstuk 30. Okay, hierso is waar die tempelbelasting vandaan kom. Dit was in Exodus al ingestel en ons lees daar vanaf vers 11. Dit sê, die Here het verder vir Moses gesê, wanneer jy die Israeliete tel, moet elkeen wanneer hy getel word 'n versoeningoffer vir sy lewe aan my, die Here offer. Dan sal hy nie deur die ramp getref word wanneer hy getel word nie. Elkeen wat kom om getel te word, moet met silwer betaal 6 gram volgens die standaardgewig van die heiligdom. Die 6 gram offer is 'n offergawe vir my, die Here. Elkeen, luister nou mooi, van 20 jaar en ouer wat kom om getel te word, moet die offergawe vir my bring. Okay, baie belangrik, so wie moet offergawes bring? Hoe oud moet jy wees? 20 en ouer, dan bring jy offergawe. 20 en jonger, of jonger as 20, moet jy offergawe nodig. Nee, dit word nie bekom nie. Nou weer eens, hierso nou, baie mooi, het sê 6 gram silwer. Die Engelse vertaling maak het so 'n bietjie makliker, maar hierso sê Jesus vir Petrus, gaan vang hoeveel silwerstukke uit die vis gaan daar kom? 1, en wie moet hy voor betaal? Wat sê dit? Dit sê, vat dit en betaal die belasting vir my en vir jou. Soos 2. So, wat sê dit vir ons hierso? Hoeveel disippels was daar gewees, saam met Christus? Daar's 12, maar het Christus gesê, daar gaan 12 silwermuntstukke daar sou wees? Nee, daar's net 1. Hoekom? Want net Christus en Petrus was ouer as 20. Die res was almal jonger as 20. En nou hierso is die groot verskil. Onthou, hierdie mense wat Christus gehad het, hulle het nie dit gemaak in rabbiskool nie. Hulle het dit nie gemaak nie. Hulle sou nooit, as Christus kom, sou hulle nooit rabbies gewees het nie. Maar weet jy wat, hierso is die verskil. Christus kom, en ewe skielik is Christus in hulle lewens, en ewe skielik is hierdie nie net jong mense wat visvang en ander dinge doen, en wat gedryp het by rabbiskool nie. Ewe skielik is hierdie jong mense Christus se disippels. En Christus het hierdie disippels gebruik om die hele wêreld te verander. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar die feit is, dis hoeveel duisende jare terug, en wat doen ons vandag nog? Ons gesels nog steeds daaroor vandag. Ons praat daaroor, ons lees oor hulle, ons kyk na hulle lewens en besef dat wanneer jy Christus in jou lewe inlaat, dan gebeur dinge. En my preek vanoggend, my titel is Hoor as wat jy dink. Baie kere het ons 'n idee wat ons kan doen. Ons kyk en dan dink ons aan my geestelike lewe en dan dink ons, okay, wel, weet jy wat, ek moet 'n bietjie harder probeer, ek moet 'n bietjie meer doen en ek sal ergens kom. Maar Christus sê vir ons iets heeltemal anders. Hy sê vir ons, weet jy wat, as ek in julle lewens inkom, dan wat jy dink is die hoogste wat jy kan doen, is net die begin vir my. As ons kyk wat die disippels gedoen, ek weet nie of julle agtergekom het, maar Petrus het op die water geloop. Ek weet nie of julle al ooit op die water geloop het nie. As jy vir Petrus gevra het, hy's 'n visserman, hy weet hoe werk water en visse en als, en jy sou vir hom gesê, Petrus, weet jy wat, in 'n jaar se tyd gaan jy op die water loop. Wat dink julle sou hy vir jou gesê het? Hy het nie geglo, dit was nie moontlik nie, maar weet jy wat, dit het gebeur. Hoekom? Want Christus was saam met hom gewees. Dink 'n bietjie oor die drome en idees wat ons het. Jy weet, die drome en idees om ons vriende te vertel van Christus, drome en idees om die wêreld aan die brand te steek, om die evangelie te verkondig. En dan terselfdertyd besef, maar Christus, as ons hom toelaat, gaan daai drome net die begin wees, dit gaan nie die einde wees nie. Christus vra vir ons, en hy kom na ons toe en hy sê, weet jy wat, daarso is meer, daarso is baie meer, en as julle my toelaat in julle lewens, gaan julle iets ongelooflik sien, iets ongeloofliks gaan gebeur. En dit is wat hy vir ons vandag sê, hy sê vir ons, weet jy wat, daar's baie meer as wat julle dink. Moenie klein dink nie, want as ek in jou lewens kom, gaan ongelooflike dinge kan gebeur. En nou hierso is die vraag vir ons, is ek bereid om die Here in my lewe in toe te laat? Want dis nie altyd maklik nie.
Maar hoe lank ek dit nie doen nie, hoe lank ek sê vir die Here sê, weet jy wat, ek gaan op my eie probeer, dan gaan ek doen soos daai meisie wat die trustful gedoen het. So as jy wil trustful onthou, agtertoe, nie vorentoe nie. Maar wanneer Christus in my lewe inkom, dan gebeur iets. Hy kom en hy begin my lewe te verander. Stadig maar seker. En die Here, saam met die Here, kan ons ongelooflike dinge doen. Dis belangrik hierdie wêreld om jou beste te gee. Waar jy werk, waar jy studeer, waar jy skool toe gaan, waar jy alles doen. Maar onthou, enigiets wat jy doen, vra jouself altyd die vraag, wat ek nou besig is om te doen, het dit 'n impak in iemand anders se lewe nou, en gaan dit 'n impak hê vir eendag as die Here kom. Dis waarmee ek besig is, werk ek daarvolgens, of werk ek net volgens vir vandag. Daar's so 'n mooi storie, ek gaan julle hierdie storie eers vertel ook, net om julle wys wat die Here kan doen. Toe die DVD's groot was, ek weet nie wie van julle nog 'n DVD-speler nie, maar hulle raak nou minder en minder. Op 'n stadium het almal DVD's gehad en ons het baie DVD's as kerke uitgegee vir evangelisasie. En die een kerk het baie DVD's uitgegee en hulle het so ergens in die jaar toe hou hulle 'n doopdiens. En nou die doopdiens is al baie interessante getuienis gekom. Voor die doopdiens alhoewel het die kerk een Sabbatmiddag DVD's gaan uithandig. En die een persoon vertel, hy sê hy het 'n DVD, hy moes 'n DVD in 'n posbus sit, maar die posbus was aanderkant die heining gewees. Aan die heining was daar 'n groot mooi teken wat sê pas op vir die hond. Okay. So hy sien dit, maar hy sien nie 'n hond nie. Tog okay, maar die evangelie moet uitgaan. En hy strek oor die ou wat die heining gebou het was Asprus. Hy het dit mooi ver gemaak daar. En die ou strek oor en soos hy oorstrek sien hy hier kom 'n hond aangehardloop, 'n groot hond. En ek kan sien die hond is nie baie gelukkig met hom nie. En nou probeer hy kyk hoe naby aan die posbus is en hoe naby die hond is. Hy sê uiteindelik moes hy besluit, dis of sy hand of die posbus, en te besluit hy, dis sy hand is meer belangrik, en hy trek sy hand terug, en soos hy doen, gryp daai hond die DVD uit sy hand uit. En die hond knor vir hom, en hy sê, wel, weet jy wat, ek het probeer hierso, ek's klaar, en hy hardloop aan. Paar maande later by die doopdiens doen iemand 'n getuienis. Hy word gedoop daai dag en hy doen 'n getuienis en hy sê, weet jy wat, jy sal nie glo wat gebeur nie. Ek sit en kyk rugby Saterdagmiddag. En terwyl ek kyk, hier kom my hond in. En hy het iets in sy mond. En ek sê, wat sit? Ek roep die hond, ek vat dit en ek sien is 'n DVD. Ek dog, hoe het my hond die DVD gekry? Maar ek vat hom, ek sit hom in die DVD-speler en ek kry die boodskap en ek gee my hart vir die Here. Die Here gebruik 'n hond. Hy gebruik 'n hond. Nou dis die mag van die Here. Ek meen as jy sou dink het hoe gaan daai DVD by die persoon uitkom, dalk as hy hom in die posbus gesit het, dalk het die persoon hom nooit gesien nie. Wie weet. Maar die feit is die hond het gehelp. Dis hoe die Here werk. 'n Ander mooi storie is 'n jong seun. Hy het seentjie het Down syndroom en die seentjie het te werk, hy pak kredeniersvaarde by die klein supermark. So as hy klaar, as jy jou goeders koop, pak hy dit vir jou in jou pakkie en gee dit vir jou, dis sy werk. Op 'n dag sê hy vir sy pa, help my gou met die printer en die rekenaar, ek wil ietsie doen. Pa sê goed, hy sê, help my, ek wil 'n Bybelversie uittik. Hy tik 'n Bybelversie uit, net 'n Bybelversie, en hy druk 'n hele paar van hulle uit en hy sny dit klein, net so klein stukkie Bybelversie op 'n stukkie karton. Wat hy doen, soos hy pak, as die pakkie vol is, vat hy die Bybelversie en hy sit dit in die pakkie en hy gee dit vir die mense. In 'n week is daar 'n probleem by die supermark. Want almal staan tou by een van die wat noem hulle til in Afrikaans? By die til. Almal staan toue daarso. Laat die eienaar uitkom en sê, mense daar so 6 ander plekke waar jy kan betaal. Hoekom wil jy lief wees? Hulle sê nee, as ons hier is dan kry ons Bybelversie, ons soek ons Bybelversie. Broers en susters, 'n mens weet nooit die bietjie wat 'n mens doen, wat se impak dit maak op iemand anders te doen. En die Here sê, weet jy wat, daai bietjie wat jy wil doen, sit dit in my hande en ons gaan ongelooflike dinge kan doen, ongelooflike dinge kan sien. En nou, hierso is 'n belangrike ding. Moet nooit voel jy is te jonk nie. Moet nooit voel jy is te jonk nie. Die Here het jong mense gebruik, jong mense om die wêreld te verander. En die Here het gesê, stap saam met my, stap saam met my en julle gaan sien wat ons gaan doen.
Die disippels het ongelooflike dinge ervaar, ongelooflike dinge gesien, hulle was deel van die werk wat aangaan, en die Here kom vandag na ons toe en sê, weet jy wat, ek het julle nodig. Julle wat hierso sit, ek het julle nodig, om weer eens die wêreld aan die brand te gaan steek. Dis interessant, daar 'n mens kry baie kere kry mens revolusies. Nou, as 'n mens gewoonlik dink aan 'n revolusie, wat dink 'n mens aan? Dink aan 'n revolusie, wat dink 'n mens aan? So? Jy dink aan die Franse revolusie, jy dink ook daar's gewoonlik bekleierery en goeters wat te kere gaan, al daai goeters gaan. 'n Revolusie is nooit stil en rustig nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, julle is eintlik deel van die laaste en finale revolusie. Wat bedoel ek daarmee? Een baie interessante ding van die Franse revolusie. Die Franse revolusie, deel van daardie revolusie was nie net ryk en arm, mense wat honger is en mense wat te veel het om te eet nie. 'n Groot deel van daardie revolusie was godsdiens gewees. Want die idee was, dat as jy nie doen wat God sê nie, dan straf hy jou met die ewige vuur. As jy nie doen wat die kerk sê nie, dan word jy gestraf. As jy nie volgens doen wat die priester vir jou vra of vir jou sê om te doen nie, dan straf die Here jou, God straf jou met die ewige vuur en jy brand vir ewig en jou geliefdes brand vir ewig. En mense het gesê, maar weet jy wat, as dit is die God wat julle wil hê ons moet aanbid, ek's jammer, ek gaan nie daarvoor gaan nie. Nee, dis nie die God wat ek wil aanbid nie. Dit was 'n groot deel van die Franse revolusie. En tot vandag toe nog het baie mense daardie idee, dat ek wil nie 'n God bid wat wraaksugtig is nie. Ek wil nie 'n God bid wat my vir ewig gaan brand nie. Dien ons 'n God wat wraak neem en wat kwaad is. Ons dien 'n God van liefde, 'n God wat net die beste wil hê vir sy kinders, 'n God wat ons so lief gehad het, dat hy aarde toe gekom het en vir ons gesterf het. En die snaakste ding is wat ons nie altyd besef nie, is die mense vandag het nodig om daardie selfde boodskap te hoor. Ons is daar om vir hulle te wys, weet jy wat, ek dien nie die God wat julle dink nie. Ek dien nie 'n God wat wreed is en wat my net wil straf nie. Ek dien 'n God wat lief is vir my, wat net vir my die beste wil gee, wat vir my 'n beter lewe wil gee en wat vir my beloof het, dat weet jy wat, hy gaan kom om my te kom haal. Die mense het nodig om te weet, daar is 'n God wat vir hulle lief is. Nie 'n God wat net hulle wil straf as hulle verkeerd doen nie. 'n God wat sê, weet jy wat, daar's iets beter. En dit is waar die Here na ons toe kom en hy sê, ek het julle nodig. En ek het julle nodig om uit te gaan en dit vir die wêreld te wys, te praat daarvan, vir julle vriende, familie. En die Here sê vir ons, as ek saam met julle gaan, as julle my saamvat, gaan ons ongelooflike dinge doen. Ek hoop, eendag in die hemel, het ons getuienisdiens. En ek hoop, dat vir daai dag, kan ek sit waar julle sit, en julle kan hier voor sit, en julle kan net keer op keer, voorbeelde vertel vir my, van ongelooflike dinge wat gebeur het. En sê, weet jy wat, ons het nie gedink ons kan nie, maar die Here was met ons, en hy het ons gehelp, ons het dit gedoen. En ek glo met my hele hart, dat eendag in die hemel, gaan daar die getuienisse wees, wat ons na gaan luister. Dit gaan nie wees van, leraar Jaco, hy gaan weer vir ons preek nie, asseblief nie. ek wil sit en luister en sien, hoe die Here jong mense gebruik het, om die wêreld weer eens vir oulaas te verander. Ons het nie baie tyd nie, en die Here is reg, om die Heilige Gees uit te stort op sy kinders. En ek dink hy is baie gretig om dit uit te stort op die jong mense wat hierso vandag voor my sit. En al wat dit nodig is om te doen is sê, Here, hierso is ek, waar wil u my gebruik? En al is dit, lyk dit vir my en vir my vriende hoe klein, as die Here my roep, laat ek hom volg. En as ek hom volg, gaan daar iets spesiaals vir my wag. Laaste storie en dan is julle verlos vir my. Daar's 'n jong man en jong meisie, hulle het uitgegaan, en hulle het glad nie kerk toe gaan of enigiets nie, hulle het maar net uitgegaan en saamgeslaap en sy het verwagtend geword. En toe besef hulle, wag, hierso is nou fout, want hulle het nie eens gedink aan trou nie, dit was maar net uitgaan, en hulle het nou saamgeslaap, en sy sê, okay, wat doen ons nou? En hulle praat so en sê, wel, ek's nie reg om 'n pa te wees, en sy sê ook, ek's nie reg om 'n ma te wees, ons is tog te jonk. En uiteindelik besluit die enigste ding wat sy kan doen, is om te gaan vir 'n aborsie. En sy was nie baie tevrede nie, maar wat anders te doen 'n mens, en sy gaan na die kliniek toe. Toe sy in die kliniek instap, toe sit daar baie ander jong dames, dieselfde ouderdom, maar hulle is nie soos sy aangetrek nie. As ons hulle sou sien vandag, sou ons gesê, dis prostituie, hulle is daar vir dieselfde rede.
En maar hulle sien sy's anders en hulle vra haar, wat doen jy hierso? En sy vertel hulle die storie en hulle sê vir haar, jy mag nie hier wees nie. Jy moet loop. Sy sê, maar wat doen ek? Jy weet, ek het die moeilikheid net soos julle, ek moet iets doen. Hulle sê vir haar, luister wat sê die een prostituut vir haar, sy sê, gaan uit, gaan vind 'n kerk met 3AB en hulle sal weet wat jy doen, wat om te doen. En hulle fisies jaag haar uit die kliniek uit. Sy gaan terug na haar kerel toe, sy vertel hom wat gebeur het, sy sê, ek gaan nie weer terug na die kliniek toe nie, ek is bang vir hulle. Hulle het my uitgejaag daarso. Hy sê, wel oké, ons nou nie veel keuse nie, want kom ons gaan soek maar 'n kerk met 3ABN. Hulle vind 'n kerk met 3ABN, en hulle gaan gesels met die predikant. Lang storie kort te maak, die predikant het met hulle gesit, bietjie gesels, hulle is getroud, hulle het babatjie gehad en albei van hulle is gedoop. Broers en susters, dis wat die Here se mag is. En die Here gee nie om wie hy vra nie, hy vra enigene van ons. Maar kan hy vir my vra, vandag? Kan ek vandag vir iemand gaan sê, weet jy wat, die Here wil dit vir jou gee, die Here wil vir jou ewige lewe gee, die Here wil jou as sy kind het, kan ek dit doen? Of kom die Here na my toe, en ek praat met myself, kom hy na my toe, en ek sê, weet jy wat Here, ek is baie besig, ek probeer om my dinge reg te kry, jy weet, as die mense na my kyk, dan weet hulle, Jaco ken sy Bybel, en Jaco weet, of sê die Here, weet jy wat, ek het nie nodig, dat jy alles reg doen nie, al val jy vorentoe partykeer, dis alright, ek wil jou nog steeds gebruik. Broers en susters, julle is so spesiaal vir die Here, en die Here wil julle vandag gebruik vir groot dinge. En onthou, dis hoër, enigiets is hoër as wat julle dink. As ek dink ek kan net daar kom, dan sê die Here, wel dis goed, dis waar ek begin. Maar die Here sê altyd vir ons, daar's meer. En die Here wil vandag vir ons gebruik, om te weet, dat daar soos iets baie beter, wat vir ons wag. En ek hoop, dat die Here ons kan gebruik, om vir die wêreld vir finaal te sê, weet jy wat, die God wat julle dink is so wreed en so kwaadaardig, dis nie God wat ons dien nie. Die God wat ons dien, is iemand spesiaals, iemand wat vir my lief het, iemand wat vir my kom sterf het, en iemand wat eendag my gaan kom haal. Amen. Kom ons sluit net ons oor aan, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ek bid spesiaal vandag vir ons wat hier so is, laat U ons kan gebruik, Vader, en laat ons nooit dink dat ons moet die beste wees nie. Vader, al wat U nodig het is 'n gewilligheid, en ons vra dat U met ons sal wees, laat ons gewillig sal wees om vir U te werk en om U te volg waar U lei. Vader, ons vra dat U met ons sal wees, gaan met ons nou, seën ons in die res van die kamp, ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.